Zoals we vandaag terug bij episode 57 van de Maak en Praat podcast. Een podcast waar ons jullie van maakt en waar ons lekker samen gesels. Nee. En vandaag, Brad Jules, mevrouw Fransman. Die bikejes van die gas aan het zo'n zo gehalte. Dat ons moet vandaag step up. Ik en jij specifiek because wij. Ik en jij because wij. Is die nog zo klaar? Profi. Van die iedereen klaar is, toen ik hier inkom, zijn nou haar kamer op begint. En ook met die kamer zitten ze ons geen samen praten. Zesjes, nee. Maar ja, nee, vandaag had ons hier weer inspiratie. Een succesvolle story. Wat ons vandaag voor jullie brengt, kijkers, nee. Ja. Ons is zo privileged vandaag om dat zijn met te deel. En ik ben bij je uit om hierdie verhaal te gaan deel en hierdie succes. Ik denk, als je al dag wat een man ieder geleden kan in de Jules. Toen zij voor ons benaderd, dus ik geschokt because wij... Internationale standaard. Ik zie wie. De foto's. Ons hebben het gemaakt. We maken het podcast, we hebben het gemaakt. Zo ja, ons begin met die begin. Ik denk, we zijn klaar beginnen. Maar stel voor je voor, wie is natuurlijk in de achtergrond? Ja. En ons zal daarvan af wat. Oké. Hallo allemaal, eerstens baie dankie guys dat julle vir my genade het. Is net 'n groot voorreg om hier te wees. Ek is 'n Weskus mens myself. Groot geword in Vredenburg. Laerskool, hoërskool, alles daai. So ja, kom ek begin by my modeling carrière. Ek het begin op die ouderdom van 8. En back then was daar mos nog nie social media soos vandag wees met die phones en alles daai nie. So daai was die koerant die inding. As jy nie koerant gewees het dan het jy dit gemaak, you know. Yes, en wat die fashion world betref, daai was die opportunities ook nie so baie nie, maar whatever ons gesien het ons maar aangegryp. Net om 'n bietjie voet in die deur te kry. So my eerste modelkompetisie was Tinkerbell. Ek weet ook hulle vir Tinkerbell kan onthou nie. So shine daai met die naels en ja, dit was 'n baie girlish kompetisie. Die fairy, Opera Juicy Ken. Ek het my ingegooi daar by Tinkerbell. En obviously die hele Suid-Afrika ingeskryf. Daai was huisgenoot was mos die magazine, you know. So hulle het maar gekies daarso volgens Tinkerbell. So ek het begin met Tinkerbell. En dan het ek op laerskool het ek maar so in kompetisies deelgeneem. Ek is mos in die AGS kerk in Louwel Vredenburg. So ek het maar daar gemodel te laaste fashion show wat gekom het. My maat vir my rokkie en my kousies en dan gaan jy en jou linte, jy weet mos hoe was dit nog destyds, you know. So het ek maar aangegaan. Laerskool het ek daar was 'n dametjie in Vredenburg wat begin het met 'n modelagentskap. En daar was heelwat van my vriende wat ook ons almal het aangesluit maar om te kyk maar wat die industrie vir ons kan aanbied, you know. En op so 'n manier het ons fashion shows gedoen. Ek weet julle of julle kan onthou nie, way back was dit nog terrace daar in die dorp. So 'n bar, pub atmosfeer gewees, nê? In Vredenburg. In Vredenburg, ja. So ook aan Troots daar, so op die hoek daar die bokant. Dat hulle runways gehad daar so en dat hulle nou soos die local designers in die dorp het maar nou designs. Daai toe aan die Erna was nog die inding, sy het 'n bruidswinkel gehad wat sy die garments die strooi by sy. Ja, dis nou way back nee, dit is nou way back. Toe het ons daar begin. So daar was 'n paar local designers en dat ons maar nou aangetrek en maar nou gegaan en so het ons maar nou fotoshoots gedoen en alles daai. Daai is wat ek gedoen het laerskool, reg? Toe kap ons maar nou aan Western High, you know, toe was it do yes, Western because the Western girl. Western is nou so. Ja, so toe was dit die Miss Western pageant, you know. En daar is die kompetisie heavy. Daar het jy nou gekry verskillende lengtes, verskillende gewig. Jy het ook kans gevat. Dit was 'n opportunity om voet in die deur te sit, you know. En ek het onder die top 5 geval en vir my was dit 'n mylpaal en ek het gedink nee, dit is jou industrie. Dit het baie confidence gebou om te stap op 'n platform waar jy voor 'n saal vol mense is. En jy moet net jouself wees, confidence kom van binne en dis wat ek maar op die runway gesit het. En van daar vanaf het my loopbaan maar so aangegaan. En slegs genoeg, toe ek klaar met skool, toe sê my ma vir my, ek is 'n enkel ouer, so jy moet besluit die keuse of jy gaan studeer, of jy gaan oorsee.
En wat ek toe gedoen het, ek het aansoek gedoen vir Huguenot College vir maatskaplike werkster, omdat ek graag in die gemeenskap wil werk met kinders en familie om omstandighede te verbeter. Serieus? Ja, ernstig. Daai is die way. But you still can do it, we hear it. Jy gaan nie vir my glo nie. Ek kan. Jy gaan nie vir my glo nie. Ek wou ook maatskaplike werk doen. Because ons mense gehelp het. Ja, jy moet mense help. En ek is retire. So wat is hy? Maar as u nie maatskaplike werk Ek is doen. retired, like. Was Ja, solank jy nie ook kan gebruik, is al wat saak. Ja, sorry Ek was by child welfare. om dit te rap te ja, ek Okay. wil gaan nie. Toe is daar nie 'n lecturer nie. Okay. Dus kom ek maar gaan na iets aan doen. Oh, Maar ja, ek sou het doen het. That's it. Nee, daai is die way. You Daai is die can way. still do it. Daai is Ek is een klaar, van die een begin- beroepe. Nee, maar is nog nie te laat nie, hoor. Ja. Dis nog That's nie te laat the nie. moment as jy moet aan dink hoe die Here of however jy het wil call Ja. al females but once back in the day. Ja. Slaafde. It's a Dan service, Ja. guys. Ja. Wow. Dis true, maatskaplike, ja. So ek was voor 'n keuse gestel, gaan jy studeer of gaan jy oorsee? Toe dink ek by myself, kyk, destyds as iemand oorsee gegaan het, was dit iets groot, you know? En ek het myself gesê, jy het nou net sopas klaar gemaak met skool om oorsee te gaan, wat 'n opportunity, want jy kan die wêreld verken, you know? Ek was altyd iemand wat soos 'n wow gegaan het vir foreign things. Foreign language, foreign food, different culture. Dit is net iets En nice. oorsee na toe gaan wanneer as mense dink back in the day. Vir wat het jou ma gesê jy moet either study of oorsee na toe gaan om Ja. was jy het jy klaar, you know, modeling. Kyk, sy talent in my gesê. Ja. Of het sy maar net gesê, you know what, my kind gaan oorsee Ja. en gaan vir Kelly wêreld en Ja. gaan leer goede. Ons het klaar plek my- op is waar die op pad was. Dat klaar goed gereël weer of is. Was oké, jy gaan nou oorsee toe. Ja. Frans is daar miskien of Parijs. Jy gaan naar Ja. Parijs toe, als een boarding school. Je moet dat kiezen of je genoten toe. Of was het maar gaan oorsee en dan kijk maar, gaan werk maar op Ja, dat. so. Of gaan doen Nee, op pairing. sy het altyd gehoor. Kyk, ek was die tipe mens nie, as ek in die huis was, daar's altyd magazines en so. Ek het altyd deurgebly en dan los ek die blaai en op die agterkant, daar's waar die celebrities is. Die stars op die red carpet. Nee? En daai huisgenoot of whatever Jo, no? magazine ek gehad het, ek het hom altyd agteroop gelos. Ek weet nie somehow het vir my gevoel asof dit my calling is. Ek weet nie, dis nou al way back, hoor. En my ma het my altyd met hy gelos. As sy kan sê ek weet orange was hy. Sy kan sien hy blaai is oopgelos daar, so sy kan sien orange was hy. Dis hoekom sy vir my gesê het, die keuse is jou, nou wat wil jy doen? Wil jy oorsee gaan of wil jy studeer? So dit was nooit in haar mindset, ek gaan nie jou oorsee stuur nie. Sy het vir my nog al die pad daai toegang gegee. Jy kan doen wat jy wil met jou lewe. Regtig, sy doen. En sy support my in alles. Toe dink ek, hier moet ek gaan. Dis 'n kans wat ek nie kan laat verbygaan nie. En snaaks genoeg nê, ek doen toe aansoek vir Huguenot College in Wellington. En die papiere kom toe en ek blaai studeer en ek skeer die papiere op en ek gooi dit in die drom. En daai einste dag stap ek dorp toe, Vredenburg toe, en ek gaan na ons local welcome cafe toe in die dorp. Ek weet of julle welcome cafe daai geken nie, as baie van die plekke wat toe is, want ek praat nog van way back. Maar hulle het 'n jobmail koerant gehad. En ek het daai koerant gekoop want ek het geweet daar's international jobs in. En ek flip toe deur en toe sien ek die au pair job wat hulle advertise vir Frans. En daai agentskap was in Stellenbosch. Ek sal dit nooit vergeet, dit was Up and Away agency in Stellenbosch. Eindse tyd toe boek ek 'n afspraak met hulle. Ek gaan toe, hulle praat toe met my, ons sorteer toe die papierwerk uit. 2 weke na daai toe vlieg ek Frans toe. 2 weke. Dankie vir hulle. Bonjour Paris. Oui. Ja, ons was daar. Ons Vrydag vandag môre speel ons in Frans. Yes. Ons is weg. Ja. En weet nie, dit was vir my so man. 'n lekker gevoel, want net om Frans te hoor, nê? Dit is 'n totaal en al 'n nuwe wêreld wat net hier voor my voorgelê word en dit van myself afgehang. Wat gaan jy maak? Want kyk, daai net was jy nog op 'n working holiday visa. So jy het net 'n jaar gehad om iets te maak van die saak, you know? En au pair was 'n proper job vir my om 'n verskil te maak in die huis. Want ek moes daai kindertjies na wie ek gekyk het, ek moes help met huiswerk. En ek kon nie Frans gepraat het nie. Hulle het vir my gestuur na die universiteit toe. Daar was 'n spesiale program op die universiteite wat hulle die au pair soos 'n 3-4 maande kursus, dan kan jy Frans studeer. So ek was elke oggend in Parys.
Dan 8 uur moet ek uit van die klas begin 9 uur. Dan vat ek die trein tot in Central Paris. Daar's 'n plek met die naam van Charles de Gaulle 12, waar hulle daai agtergrond het in die middel van Parys. Dan moet ek Lovely. dan moes ek gegaan het. Ek het die keuse gehad nie. En vir my, Boeda Jules en Esmeralda, julle Frankie, julle sal my glo nie. Ek praat Frans by die skool. Daar's nie van my klasmaatjie kom van Engeland af. Jy praat nou Engels en ek in. Nee, jy moet Frans praat vanaf jy inkom. Never mind hoe gebroken daai taal klink. Jy moet leer. As ek huis toe gegaan het na die klas, as ek by die huis kom, moes ek gehelp het met huiswerk. Gelukkig ek het gekyk na 2 kinders, 'n seentjie en 'n meisietjie. Die meisie was omtrent so 7, 8. So haar Engels was top. En die Franse kan Engels praat, maar hulle is so 'n bietjie aan die leikant om Engels te praat. Maar ons weet mekaar lekker getranslate. So sy het vir my gehelp met my huiswerk. Ek het vir haar gehelp met haar huiswerk. Ja. Dis hoe ons begin het. Kun je movie net? En dit was vir my net iets anders. En op my afdaai het ek maar soos in my modeling shows geattend. Ek het gegaan na runway shows toe in Paris, rondgetoer, gepraat met hulle local designers en photographers, soos dit maar is by 'n runway show, you know. Maar my skedule was baie vas toe ek op gedoen het. So daai tyd kon ek net gekonsentreer het op modeling nie. Maar modeling is iets, never mind wat ek gedoen het. Dit het altyd 'n hoe gevind om terug te kom na my toe. Dit was altyd nog deel van my van die ja. Kijk nou, je hebt nou die OP-job gedaan in Frans, né? Ja. En hoe op toeval, als je kijk nou Frans is die modeling. Als je Capital Fashion. Ja, Capital Fashion. True. En kijk nou, je is op de rechte plek, zo, dromen. Je is op de rechte plek, is het mooi gewerkt voor jou. Ja, so, dis nog, ek het ook daai in my binneste gevoel, is goed dat jy dit nou noem. Want ek het begin by die Capital van Fashion, en snaaks genoeg, volgende jaar, ek wil nie so vinnig breeze, volgende jaar gaan ek 'n fotoshoot doen vir my tweede boek en is meer gefokus op 'n photography boek. So ons gaan skiet in Paris volgende jaar. So ek gaan definitief, who knows, daar is 1 of 2 runways in Paris wat vir my wag. Ons sal maar sien hoe dinge verloop. Sure. Maar ek is bevoorreg, want ek het nog baie kontakte daai kant, vriende en mense wat besighede het en soos die jare maar aangegaan het, 'n mens moet maar net connection, so jy sê network, ons moet network opbou. Baie belangrik. Okay, so jy is nou in Fransen. Ja. Jy het in die OP, is nou modeling. Ja. Het hulle vir self 'n company gekry om aansoek te doen of het jy miskien rond te kyk in die quarantaine te sien, maar okay, hier word modeling mense gesoek. En toe gaan jy 'n klas op hoe dit gekom dat jy nou begin modeling doen. Kyk, toe ek in Frans was, het ek mos nou runway shows geattend en alles daai. Toe snaaks genoeg terwyl my kontrak verval, want dit was net 'n jaar visa, holiday visa. Na daai toe gaan ek Netherlands toe Holland. Nou Holland is mos nou obviously Afrikaans, you know. Ek was die slimste in die klas want ek is Afrikaans, you know. So vir my was dit baie maklik om aan te pas want hulle mense is baie cozy en baie easy going, die weer en alles daai is presies soos Suid-Afrika, so ek het maar geflow. Daar het ek 'n bietjie meer ruimte gekry vir modeling. Ek het ook met dieselfde industrie mense gemeng, maar ek het nog nie basies aangesluit by agentskapie. Toe het dieselfde ding het gebeur, my kontrak het weer verval want dit was ook net 'n jaar kontrak. Toe besluit ek ek het nou al reeds op gedoen, kom try 'n different industrie. In 2007, 2008 toe gaan ek Engeland toe. Dit was nou vir hotelwerk, soos in hospitality industry. Daar's dit meer clientele. Ek het meer vrye tyd gehad daar. So en weet jy, julle sal my nie glo nie, né? Dit was dieselfde ding, ook 'n visa, holiday visa kontrak. Omtrent so 'n week voor my visa verval, toe stap ek Manchester toe. Ek vat die trein, maar ek stap toe in die strate van Manchester om die UK ambassadors te soek, want ek wil mos my visa verleng nog omtrent so vir 6 maande of so. Ek stap toe af in die pad en die vrou kom uit die bloute uit. En sy sê vir my, "Excuse me ma'am, have you ever been in the model industry?" Uit die bloute uit. Ja. En ek staan toe verbaas van ek het net my file dokumente in my hand gehad en ek kyk in die rond en ek dink nou waarvanaf kom die vrou? En ek vra vir haar, "But why are you asking?" Sy sê, "Because you've got it all." Sy sê, "I'm a scout for model agency. Can you come in for a photo shoot?" Dit was nou in UK, in Engeland, in Manchester. Julle sal my nie glo nie, het was omtrent so op 'n donderdag, Vrydag wat ek gescout was. Die maandag toe gaan ek vir 'n fotoshoot.
reg? Okay, ongelukkige dinge nou so uitgewerk dat ek nie my stay kon verleng het nie. Dit was afgekeur. Ek moes toe terugkom, maar ek het die voorreg gehad om 'n portfolio shoot te doen. Ek het wel gesign met hulle, maar ek moes toe huis kom as gevolg van die omstandighede. Ek kon dit en ek was nog jonk. Daai tyd as jy in 'n land wou gebly het, moes jy getroud gewees het of jy moet 'n voorouer het wat in die familie is met 'n paspoort om daar te bly. So ek het te veel van 'n keuse gehad hier. En ek het vir myself gesê, "Jo, you assigned model for Manchester agency en hier kom jy nou huis toe." En snaaks genoeg, ek het so berusting in my binnekant gehad van ek het geweet dis nie die einde van my storie nie. Kyk, ek was nog jonk, so ek het maar net die waters getoets om dit so te stel. Reg, ek kom toe terug. Julle almal ken vir Foschini's in die daai was Foschini's nog in die dorp, as mos nou in die mall. Nou ek werk al vir 'n hele tydjie vir Foschini's aan en af. Dis nou iets wat van skool dat hy was my casual jobbie, you know? Van Foschini's alle produkte wat hulle het, gaan gepaard met modeling. Is clothing, is jewelry, is cosmetics, so alles val in een, reg? En ek het toe by Foschini's gewerk vir 'n lekker tydjie en toe besluit ek by myself, nee man, kom ek try iets weer away om weer oor see te gaan. Ek apply toe vir airline jobs. In Johannesburg was die castings. Toe moet ek Johannesburg toe vlieg. Daai het Qatar Airways en Emirates gerecruit, reg? Nou by hulle is dit 'n proses. Jy moet ten minste 2-3 interviews doen voor jy die werk kry. En obviously die hele Johannesburg het mos die castings geattend. So wat is jou kanse dat jy gaan inkom, you know? Ek het 2-3 keer getry en ek is iemand as ek 2-3 keer 'n ding try en ek sien dit werk uit nie, dan net go ek. Van whatever's meant for you sal kom na jou toe, you know? Ek glo daarmee. As net models aan hoe van as Dis is 'n bietjie different. Destyds was dit so, ek stem saam met jou. Destyds was dit so, ja. Maar destyds Emirates hulle en daai models die hulle het 'n look of elke airline het 'n different specs het. Ja, hulle het 'n different face om dit so te stel. Want is true wat jy sê, jy dink Emirates is net models van jou make-up moet on point wees. Jou nails moet gedoen wees en alles daar, you know. Hulle by die airport toe kom toe hulle afklim en hulle stap nou uit. Alex so runway. Toe hy stap net so. Oulik lyk dit met daai trekwaandjie, you know. Dit is gefokus. Dress code. Ja. So 8 years old. En dan kyk jy nou self Ja. Airways. Ja, oud Friedenberg. Ja. Nee, en sorry, jy moes nou sê ek gelees het jou modeling Ja. dinges begin. Ja. Sal jy sê die modeling ding het vir jou kom kry? Ek het myself gaan vaar wie ek is so. Glo my. Ek dis iets wat jy besluit het, you know? Dis iets wat in jou is. Alles wat as ek altyd sal maar sê rustig was in die huis en is stil. My ma het nie nog geworry want sy weet ek sit voor die spieël met lipstiek. Of ek het 'n kas oopgemaak en ek trek 'n hakskoene aan en ek staan voor die spieël hoor. Daai ons het 'n lang gang. Daai was my runway hoor. Ek het altyd gepose, ek het gemol. Ek was in my eie wêreld. En snaaks genoeg net toe ek op laerskool was, het ek altyd boekies aangehou. Ek het 'n boekie in die klas omgestuur. Dan sit Esmeralda nou 'n naam in, Boera Jules sit jou naam in, jy skryf 'n boodskapie. My een vriend, Jonathan Casper, dis nou way back. Hy het geskryf, Orensia, jy was altyd die een wat jy in jou eie wêreld is, die supermodel. Hy het geskryf in die boekie, daai het al. En dit het my nooit gevang dat ander mense my sien in daai liggie. Skrywery is iets wat al in my is van daai tyd af. Ewen toe ek oorsee ook getoer het, ek het altyd 'n diary gehad wat ek gehou het. En ek het ja. En as 'n mens hoor iemand se top models lots, né? Hoe hulle begin. Ja. So jy nou gesê iemand sien vir my, iemand vir my het gesien loop aan die straat toe sê toe jy modeling en dinges en vandag nou. Verstaan? Ja. Nee, dis wat ek vra because why en as 'n mens dan kyk soos jy sê, you know what, van kleins af. Ja. As jy maar 'n model gewees as 'n inspiring story. Ja, te doen. En, you know, ek gaan vir dit is wat ek wil gehad het. En dan sien dit 'n ding van, ag, ek my geval het gekry. Ek my net as, you know what? Ja. Interessant maak en Ja, it is what it is, you know. Modeling is storytelling. Ek hou daarby. As jy iemand voor 'n kamera sit, jy sien karakter wat uitkom. En glo my, dat camera does not lie. As jou skouers hang, dit sal wys jou skouers hang, you know. Dis hoekom as whenever ek fotoshoots doen, alles is motion, dit vloei. Is van die een pose is van so. You know, alles is klik. You know, dit flow. Spesiaal in omdat modeling kom met different criteria, daar sommige runways wat sekere lengtes require, daar sommige runways wat soos vir plus size models is en vir korter mense. Daar's different categories. Daar is
editorial modeling. Like ek konsentreer baie op fotoshoots omdat ek editorial aangepas is. Jy kan vir my sit voor 'n kamera, ek sal enige iets doen. Supermodel South Africa is basies wat vir my die idee gegee het om my boek aan mekaar te sit. Vandaar het ons elke maand 'n tema gekry waar volgens jy moet skiet. Okay. Soos in, Interessant. daar was 'n tema wat gesê het James Bond. Nou moet jy soos 'n secret spy wees, you know? Ek het vir my 'n pellet gun gekry en ek het gehang in hy leer van jy's 'n spy, you know? Jy moet 'n storie vertel. En dis wat dit so interessant gemaak het. En snaaks genoeg, dis hoe jy die puzzeltjie aan mekaar sit om 'n storie te vertel vir iemand. As daai persoon kyk na die foto, moet hy sien wat hy moet sien. Verstaan? Jy is die een wat die storie vertel. En hoe is jou eerste boek gebore? My eerste boek, dit is 'n baie snaakse storie hoor. Ek is iemand, ek het 'n koffietafeltjie en ek het altyd 'n stek blye en penne wat net daar rond lê in 'n blikkie. En glo my, ek het een nag wakker geskrik, dit was omtrent so 2 uur die nag. En ek het net besluit, Orange, jy kan nou nie slaap nie, so doen iets wat jou net kan kalmeer. Ja. Ek vat toe my pen en ek vat daai stek blye wat daar is en ek begin te skryf toe net. Vanaf ek my soos ek gesê het ek het begin by Tinkerbell. En ek skryf toe alles neer en snaaks genoeg ek los dit toe tot ek weer in die slaap raak. En die volgende aand ek kom weer uit die week en ek vat weer hy pen, dieselfde ding. Toe later het ek dit 'n roetine gemaak. Toe ek vir my kon kry toe ek op bladsy 156, dis 'n boek. Come on. En dit is hoe dit ja, toe skryf ek my hele lewensverhaal. Maar wie daai wat ek wakker geskrik het in die nag, het vir my meer gevoel asof 'n engel met my praat. Ek het net daai inner peace en stilte gehad. Daai is iets wat dit het net van self gekom, you know? En dinge gebeur met redes in die lewe. Ons verstaan nie aldag hoekom God jou in daai posisie sit nie. Soos as ek nou moet terugkyk na my lewe, ek het nooit gedink dat ek eendag 'n skrywer sal wees nie. Maar dit was iets wat ek nog al die pad gedoen het. Ek het net nie besef ek is 'n skrywer nie. En watse boek was eerste? Right, so ons het 'n Journey to My Runway. Dit is die eerste ene wat uit was, reg? In hierdie boek, okay, om dit nou so te stel, daar is so 1 of 2 foutjies daarin. Toe mettertyd het ons dit toe tereggestel en soos ek vir julle voorheen gesien het, Supermodel South Africa en daar het 'n paar kompetisies nog agterna gekom nadat die boek basies uit was. Toe edit ons dit maar van my publisher het my gesê dis jou boek, jy's die author. Jy vertel die stories, so jy kan maak met dit soos jy wil. Toe ek het maar net 'n bietjie verander. En ek glo in een van die boeke is jou story ook. Want sommige kere miskien dan sien ons, you know what, die celebrities, die actors, die models, but we don't know the person. Ja. Soos jy nou praat van, you know what, Tinkerbell, van back in the day, en ek was altyd in my eie wêreld, as mense sê as 'n model. Het laat 'n mens eintlik wil meer weet, wat se tipe karakter person was jy, you know, as van die jong, ja, jong daar. Ja. En 'n mens, so ek glo, jou storie is seker ook daarin, you know what, we opgegroeid by die mense yes. In plaas van net is net die glam en alles daai. Sal jy sê dat because ek sal dink back in the day was die modeling almal wil seker nie models gewees het in daai nie, maar vandag word ons almal modeling, ja. En soos ons net oor gepraat het, die industries besig om te expand. Ja. Sy kan sê met waarheid, you know, because we all have dreams. Ja. En sommige kere wil ek 'n model wees. But qualities van 'n model. So sy kan sê, alright, you know what, die modeling industry, great. Ek sê benefits, but there's a future in there and a life for you. Ja. And if so, wat se tipe dan as moet jy het om requirements vir dit. Want ek wil nou nie 'n model wees eendag, but lots ek het dan nie die, you know, die hoe en dan as jy so. Weet jy wat nie? Model dan weer. Maar it's never too late. It's never too late. Vandag is it never too late, you know? Back in the day was 'n model het net 'n paar requirements gehad. Jy moet pretty wees en lank en slank. Dis hoe dit destyds was. As jy nie daai gehad het, was jy nie 'n model nie, nê? Soos tyd baie sê. Ja, dit doen van dit was 'n industrie wat net vir 'n sekere mark gewees het om dit so te stel. Dit is die look. True. En mettertyd, fashion is vir almal. En fashion is timeless, you know? Die goed wat mommy en daddy daai tyd gedra het, maak 'n huge comeback. Die kleintjies, het julle gesien Ackermans doen die kleintjies, you know? Donna Clay doen die plus size, you know? Foshinis doen die skrales. Daar's verskillende categories. Fashion is universal. Deesdae
Okay, so wat ek wou vra, as jy praat oor fashion, nou praat ons modeling. Ja. Die een kan nie gaan sonder die ander nie. Dat is soos brood en boter. Ja, want lyk my soms die 'n mens spesifiek dit. Ja. Dat modeling kom van fashion af. Fashion is modeling. True. Modeling kan nie bestaan sonder fashion nie. True. En fashion kan nie bestaan sonder modeling. Want as jy fashion het, jy moet die model het om dit te doen. True. Ja. Ja. So dis interessant en wat ek geleer het van daarop ja, die modeling en fashion gaat saam. Because ek besef as jy designer is, jou klere kan jy net wys deur die modeling. Ja. Yes. Ja. 'n paar ligte vrae is wat lyk jy die meeste van modeling? Om net jouself te wees. Jouself te wees. Kyk, die hele ding is, het jy al gesien op die runway 'n designer wat 'n collection uitbring, nê? Sy items word afgeshow en dit word verkoop, nê? Die next collection wat hy uitbring, jy sal weet daai persoon het 'n Lagerfeld garment aan vanuit sy signature look. Mense identify hulle het 'n spesifieke oog vir dit. Nou dieselfde met ons elkeen het sy eie talent. Soos ons hier sit. You know, jy kan miskien koekbak, ek kan nie koekbak nie. Sy kan miskien bou, ek kan nie bou nie. Elkeen het sy eie ding. So bring jou uniqueness na vore. Dit is wat dit so interessant maak. Van al die models, alhoewel hulle miskien dieselfde lengte is of miskien dieselfde gewig het, daar's iets different in een en elk van hulle. So bring daai na vore van dis wat die kamera gaan capture. En mense onthou jou so. Sy sê, ek wil try om 'n conversation nie vra. Wat sê, dis om 'n vra vir die model. Vra maar. As models perfect because why ons as mans in majority of mans, you know what, ons wil 'n model hê. Besides, we want to date a model. Model over ideal. Ja. It makes sense. We see op TV dan sê the perfect look. This is wat ons wil hê. Ek dink maar het moet julle ook, you know what, tough times en want ek dink al die models leeg. As ek hulle so kyk. They can perfect will be. Ja. And back in the day was that work because we have to have a certain look. Yes. And this must not slank. Ja. And then what is stories van sommige modelle, they don't eat, they don't do this omdat hy pas, hy pressure. So is it a perfect world or balance here? Kyk, destyds was dit so, met modeling was dit net soos tot op 'n sekere age wat jy dit kon doen, waar dit nou 'n bietjie meer universal is. As jy moet kyk, nou is daar ouerige dames in hulle 40, 50s wat loop vir Balmain Paris of Versace runway. Daar is verskillende kategorieë en verskillende age groups, reg? So die hele punt van fashion is dat unite ons. Dis nie net 'n een mens ding nie, you know? En ek dink models daai tyd, okay, jy kry dit nog so hier en daar, maar ek dink dit was destyds wat hulle meer gekonsentreerd was daarop dat jy het nog net 'n modeling carrière tot op die ouderdom van 25, 26. So jy moet nou so bly tot jy dit maak, you know? Die industrie het regtig van my kant af en dis hoe ek betrokke geraak het. Ja. Many months ago. Baie gechange en hoekom ek involved geraak het is om ons plus size girlies te represent. En daai stigma van dit is net like jy's die perfect fit vir dit, ja. En om vir jong meisies te sê van vroeg af moet jy regtig jouself confidence bou en you need to believe in yourself. Net 'n backstory. Ek weet wanneer ek close relationships gehad met girlies wat hulle self verloor het. Fashion Week, die dark side, die gebruik van drugs, bulimia, fighting inner demons. It's crazy, maar dit is nie so buite nie, want dit is like very behind the scenes. Yes. En dit is nie so open for the public nie, maar daar's 'n dark side ook. Ja, dit doen. Op die einde van jy moet regtig kop hou. Very confident is en jouself caution oor met wie meng jy. True. Dit speel 'n groot rol karakter. Weet jy wat ek het vroeër vir Buddha Jules gesê en vir Franklin, jy kan my enige kant van die wêreld gooi. My mindset is al so geprogram, ek pas aan volgens omstandighede. You know, alles begin hier bo. Jy kan in 'n bolling sit, en jy kan 'n positiewe conversation hê, dan gaan een mens wees wat 'n negatiewe ding gaan sê. En wat maak jy van die situation? Sommige kere moet 'n mens ook maar net iets doen wat reality based is. Yes. Because met reality kan jy niks compare nie. It is what it is, you know? Ja.
So spesiaal in hierdie industrie, dit kan baie challenging wees, né? En moenie 'n fout maak nie, modeling is 'n baie messy game hoor. Daar's baie jealousy en envy betrokke. Want jy kry die kontrak, ons by dieselfde model agency, jy kry die kontrak, maar ek kry dit nie, you know? Dit gaan maar so. Dit is crazy. Ek het Noord-Kaap gecompete, nee, toe die kant toe kom toe my droom is nog steeds mevrou SA, nee. Ek is nog by die age groep. Okay. En toe ek geapply die kant vir Miss Western Cape en toe ek self onttrek, want toe ek like kom ek sê jou wat? Kom ek moenie. Daai is dan druk kan jy kry modelle wat heel hoor. Hulle sommige van hulle kan dit nie eens meer inhou nie. Hulle doen dit net daar. En gytjierig. Ek ken modelle wat aansoek gedoen het vir Miss South Africa 4-5 times hulle het dit gemaak nie. Ek haal my hoed af vir die wat nog steeds try. Maar dis 'n tough pageantry is iets tough hoor. Glo my, hierdie 6 wat hier voorhang. Ek is baie gelukkig. Congratulations. Dankie. Maar ek voel international. Jy is gekies vir so iets. Dis net God. Die 6 wat die hang is deur God wat ek daar is. Moenie my vrou het ek daar gekom. Ek was onder die top 13 vir Mrs Universe, nie eens Miss South Africa nie. En Mrs Universe is die next stap na Miss South Africa. Dis 'n mylpaal. Dis hoekom ek kan my storie vertel. Is confidence en mindset en above of all is net God. As jy prayer het en confidence en jy werk jou way na jou goal. As jy net daai aspekte het, glo my jy kan enige iets in die lewe bekom. Dit hoef nie eens modeling te wees, dit kan op enige platform gebeur. Ek is so bevoorreg dat ek vandag hier met julle kan sit en vir julle net diens te gee van waardeur ek was. Want as jy mooi moet kyk, ek is maar 'n plat gewone dametjie, net die ander kant van Vredenburg en kyk waar is my gesig oral. You know, ek het nooit gedink dat ek sal wees. Verstaan? 'n international booking author. My boek is in Canada, India, Italy, France. Hier in Suid-Afrika, Takealot, Bargain Books, Exclusive Books. Dit is net God. Ek kon dit nie en dit vir my baie prye, weet jy nie, voor hierdie boek gepublish was, het ek my hande gelê op hy blaaie voor dit nog in boekvorm het was en ek gesê, Here, laat U lig deur my skyn. Sure. Amazing. En kyk, julle sit met die results vandag. Well done. Dit wil gedoen wees. Laat sy 7 jaar. Nou aan. Laat sy 7 jaar, ek het 'n paragraafie daar. Come on. But one day is one day. Jy gaan kom. You know, jy gaan kom. Maar ek kan nie toelaat dat ons net so as op by gaan. Ja. Semifinals. Mas Universe, ons kan nie maak wat die alles. Dit is. Dankie. So, ongelukkig kan ons dit net laat verby gaan nie. Ja. En wat 'n prestasie. Ja, ek dink jy. Dankie. Jy is te humble. Vir my is dit te humble. Nee. As jy Miss Afrikaan as Miss Universe, ja. Hoe was dit gewees om haar te kan compete? Weet jy nie, dit voel nog steeds 'n bietjie onwaar, maar ek dink net die feit dat ons as modelletjies was meer soos 'n familie, nê? Wat ek nog as gelyk sit van die pageant was jy kon hier en daar 'n bietjie jealousy gesens het, maar dit was nie so oorheersend dat jy nou, as ek nou vandag aankom, wonder ek nou wat die nog gaan doen. Jy verstaan? Ons het mekaar meer aangehits. Kyk, op die einde van die dag, dan kan net een wees wat hy kroon dra. Dan moet 'n wenner gekies word, nê? En weet jy nie, as jy kyk na die voorbeeld van The Journey to My Runway, ek het 'n kroontjie op my kop daar. Ek sien ja. 'n kroontjie gee vir jou daai authority. Jy is gekies om in daai posisie te wees. Verstaan? Dieselfde met my boek. Dis die prentjie wat ek vir julle wil vertel. Ek is gekies vir my beroep. Om 'n author te wees, julle sien die Suid-Afrikaanse vlag is daai. Daai represent my journey wat ek gegaan het around the world om te kom tot op my hoogtepunt van modeling. Well, it's with intentions of us feet. Ja. Soos dit en jou trek wyntjie en jy sien as 'n Mercedes skeppie. Weet jy wat nie, omdat ek 'n editorial model is en 3 paspoorte, ek het al 3 paspoorte gehad. Sorry Boeta Jules, maar ek is 'n enetjie. Wat 'n paspoort? Maar weet jy wat nie? Ek het die voorreg gehad en hoe weer is dit? Kom ek sê gou vir julle hoe my fotoshoot met Mercedes-Benz begin het. Ek was nog al die pad iemand wat ek kan nie eens ry nie. Okay, ek kan ry, maar ek het 'n lisensie nie. Maar ek was nog al die pad iemand wat 'n passie gehad het vir mooi karre. Dit was maar net 'n eye. Ek het dit maar net geadmire. En vir my was dit iets nice om langs 'n kar te staan en 'n foto te vat. You know? Ek het dit maar net in my gehad. Toe ek een keer ek volg vir Lewis Hamilton. Julle almal ken hom, my Formula 1 world time driver, right?
So die ding met hom. Ja, jy kan nie daai naam sê nie. Ek kan nie. Alright. Maar ek ja, daar is kompetisie vir ons maar nou ja. Maar okay, hy was maar nou. Ons sal na die later praat. Dan terug te kom na Loos toe. Loos het 'n manier dat whenever hy op die paddock gaan en hulle doen dit altyd op 'n donderdag, never mind in watter land hulle reis, dan trek hy sy fashion gear aan. Dan kom hy op die podium en obviously die paparazzi follow hom want hy's 'n fashion icon besides sy driving career. So vir my, ek het toe sy 44 cap opkom van hy is LH44 Lewis Hamilton 44, daai is die nommer van sy kar. So hy het 'n nice outfit aangehad, hy het rooi aangehad en swart. En obviously sy 44 cap en hy kom toe op die podium. Jy sien toe die rooi, jy kan dit nie mis nie, maar vir my was dit so stunning the way hoe hy die look afgepoel het met die 44 cap. En ek het op die internet gegaan en oral waar ek sien op die internet was dit uitverkoop want dit was limited editions, reg? Toe gaan shop ek een keer in Sandton City aan Johannesburg, né? Ek kom toe uit YDE uit en ek staan toe buite. En terwyl ek buite kan staan, ek dink man, toe gaan ek nou en ek kyk op en af. Maar snaaks genoeg, elke keer as ek die kant toe kyk, is daar amper soos 'n lig wat skyn. En ek dink toe nou maar wat is dit? Ek sê net vir my, stap daarin toe. Toe ek uitgaan, toe dit mos nou obviously die son wat op die gebou skyn, nou dit sê amper soos glasstukkies wat weer speel wat nou die verkassing. Maar ek stap toe uit. Ek stap toe uit want ek is nuuskierig om te sien wat daar buite aangaan. Iets sê toe net vir my kyk links. Toe ek links kyk, toe sit Mercedes-Benz die dealers net daar op die hoek. Ek besluit toe nou ek gaan oor die pad stap van ewe kyk wat 'n kar nie dat ek 'n kar gaan koop nie. Ek gaan toe daarin. En raai wat kry ek toe ek instap, hulle het 'n glaskas daarso met 3 verskillende caps. En die 44 cap wat ek soek is toe heel bo. En ek vra vir die dame, is die caps te koop? Sy sê ja. Ek sê ek soek hom nou, maak oop die kas. Ek sê vir haar, weet jy hoe lank soek ek nou al die cap? Ek het op die internet gegaan oral. Sy sê nee, ons is die Mercedes dealers ons hier. En snaaks genoeg, ek het 'n conversation aangekoop met haar en ek sê van wie nee, ek sal like om 'n fotoshoot vir julle te doen van even my portfolio update. 1 2 3, toe kry ek 'n e-mail van Mercedes-Benz af, can you come next week for the shoot? Ja. Weet jy wat? Nee Franklin, hy mense los vir my. Binne soos as 'n 3 verdieping, hulle vra my waar wil jy begin? Ek sê AMG of course. So jy het nou die look. Ja. Of nie jy het die lookie. Jy het die look. My persoon wat nou kyk daarso. I want to be a model. Ja. Ek luister wat Orange sê. Ja. I have the look, I'm beautiful. Ja. Ek kan eerste pose. Ja. Jy het gepraat van profile pop. Ja. En ek wil nou, you know, in die industrie kom. Ja. Doen ek. Do I go out vir foto's, build a profile, hoe lyk dit? Ja. Wat? Weet jy wat, baie modelagentskappe doen dit op 'n daaglikse basis omdat daar kliënte is wat models kies. Kyk, as daar casting is, maak 'n voorbeeld MTN het 'n môre advertensie wat uitkom. Dan soek hulle models. Hulle gaan nie net na een agentskap toe nie, daar gaan 'n paar agentskappe wees wat na vore kom. So, jy moet elke keer 'n fresh look hê. Dis hoekom baie models hulle portfolios update. Van onthou, as jou portfolio vir 'n jaar stil staan en jy het net daai 3 looks, jy sien dieselfde look, so dit gaan nie interessant wees vir die kliënt nie. You know? So dit is wat hulle bedoel met en ek is altyd die persoon wat iets anders wou gedoen het. Ek het nou al in die tuin gepost, ek gaan nie weer in die tuin post nie. Next time gaan ek weer swimming pool post of teen 'n muur met 'n nice background, you know? That's different, maar ek het gedink die K61 en daai dit was Mercedes nog die you know, hulle gekook daai tyd especially in Formula 1. En snaaks genoeg ek het toe die fotoshoot gedoen vir hulle en alles het suksesvol gegaan. Ek het obviously begin met die sportscar models en ek het hulle klere geadverteer. Hulle het vir my Lewis Hamilton se klere bestel uit hulle headquarters uit in Engeland. So in sy ses obviously so ek het sy klere aangetrek met die cap en obviously ek het gepost. En toe wat gebeur toe na tydjie Lewis se birthday het toe afgekom en toe kry ek 'n e-mail van Mercedes af om te sê stuur vir ons 'n videoklip in waar jy vir Lewis happy birthday sê. Toe post Formula 1 my. So You're love that. So yeah. I will moeilijk maken. Ja. You're already around the world, but now wait to
Where to now? Jy's nog currently, het jy gekom kuier? Weet jy wat, so ek is van Vredenburg en ek het 'n bietjie huis toe gekom om te ontspan. En obviously na my boek uit is 'n mens elevate moes maar nou net soos jy deurgaan. Obviously ek gaan begin in tyd met 'n photography boek wat ek in verskillende lande gaan doen. So God's will in die voorkant gaan julle miskien sien dat ek in Paris is of in Italië. Daai gaan maar met die verloop sal julle maar sien. Maar besides daai is ek eintlik 'n bietjie meer gekonsentreer op screenwriting. Okay. Die rede vir dit is omdat dit 'n nuwe industrie is. Ek het sopas my voet in die deur gesit. Okay. En of course wat screenwriting betref is Hollywood you know, daai is okay, ek weet nie of julle al gesien het die AI daar is 'n groot subject in die filmindustrie en in die modeling industrie. Want dit is basies 'n computerized program wat 'n tool is wat gebruik word vir editing, you know. En somehow is dit 'n benefit, maar dit het sy konsekwensies ook, you know. Maar om nou 'n lang storie kort te maak, ek like die industrie van dit bring so baie idees na vore. Spesiaal in screenwriting, jy skryf 'n drama, jy skryf 'n horror. Daar's verskillende karakters wat jy na vore bring. En spesiaal om in daai posisie te wees, jy is die een wat besluit wat daai karakter doen. Waar gaan die storie, you know? Wat so interessant is as jy begin met jou skrip, moet jy obviously 'n logline hê. En dis basies soos ons wat nou soms sê destyds in 'n videowinkel ingestap het, for example Mr. Video. Nou vat jy nou die cover, nou lees jy eers te agterop. Okay, so Sylvester Stallone, jy's nou hier by dit en dit en daai. So 'n logline. Yes, verstaan jy? So 'n skrip is so. Jy sit jou logline waar jy die viewer se attention hoek. Dan daai persoon wil jou movie kyk, daai persoon wil jou skrip lees. As 'n trailer. True, Boetjos, net so. So dan by screenwriting, jou eerste 10 blaaie is jou main focus. So jou storie moet al kyk. As 'n director of 'n film company jou skrips gaan view en daar is no feeling, no interest, hulle gaan dit in die room gooi. So especially nou met ons, nee, dit is die industrie is tough, maar niks in die lewe kom verniet en easy nie. So, dis hoekom ek 'n storie kan vertel met alles wat ek al gedoen het. Dit was 'n struggle, maar as jy almal kan push, jy level up. Jy vra vir jouself, wat doen ek verkeerd? Waar moet ek verbeter om 'n bietjie, you know, tot excellence te kom? So, gelukkig vir my nou, ek is met die Writers Guild hier in Suid-Afrika. En ek het 2 skrifte wat gecopyright is. So, ek staan met my voet in die deur vir Hollywood. Is net in tyd vir daai iets op die regte. Ja. Kom. True. En ek gaan ons gaan die podcast hou dat hulle wys sy film daar is. Come on. So ja, dis 'n industrie wat soos in there's no age group, there's no, you know, dat al wat dit uitbring is karakter en kreatiwiteit. Yes. En wat se tipe stories sou jy wil vertel of vertel jy as jy so skryf soos wat is jou boodskap? Okay, so ja, my eerste storie was mos obviously my biography. So die rede hoekom ek my storie geskryf het is omdat ek al die experience gehad het en ek voel ek met myself reward na ek deur alles gegaan het. Maar dit was ook 'n opportunity om myself te introduce aan die wêreld. So as my skrip goedgekeur word met 'n film company, obviously daar gaan staan screenwriter Renzo Cornelissen. So hulle sal weet as ek van my boek was al klaar introduction vir dit. Ja, maar ek praat nou nie van die boek, ek praat van die scripts of screenwriting dan. Ja. Jy skryf mos 'n skrip, ja. So te sê. Ja. Maar wat se tipe stories sal jy wil vertel? You know what? In jou scripts wat jy skryf, soos is dit you know what, fiction or is it, you know, horrors wat jy love? Ja. Weet jy wat nee? Ek was nog al die pad iemand van non-fiction. Weet jy hoekom? Omdat ek 'n baie realistiese mens is. Ek is iemand wat fake is, you know? Realisme. Ja. Maar moenie fout maak nie. Non-fiction speel 'n groot rol, spesiaal en vir dames as dit kom by kindertjies. Maak byvoorbeeld J.K. Rowling. Harry Potter se writer, you know? Sy's eintlik 'n author, maar obviously haar boek is in 'n film. So het jy baie mense het die boek gelees, maar die film is 'n bietjie different van wat die boek is. Van jy sien 'n prentjie, you know? En dis wat dit so interessant maak. Daai mense wat daai film kyk, sit met daai in hulle agterkop en hulle onthou hy prentjie. En as jy die film klaar gekyk het, weet jy mos nou obviously, okay, dis Harry Potter, is die main actor, dis die skrywer. So onthou jy die verhaal. Dis wat dit so interessant maak. Ja. Skrywery is iets wat regtig ek sal enige mens
aanmoedig om in daai industrie te gaan en spesiaal die modeling ook. By einde van die dag kom dit nog steeds te neer op storytelling. Jy het 'n karakter binne jou wat jy uitbeeld. En dis so nice van 'n prentjie, om 'n prentjie te skep, los die next mens met 'n memory. True. Dis wat dit nice maak. Verstaan? Maar Rentjie nou currently waar is jy nou? Ek is nou klaar met 'n skrip. So ek pitch nou met Hollywood tot ek 'n antwoord kry by 'n film company. Okay, sterkte met daai een. Dankie. So, maar nou jy rus nou eers hier bietjie. Ek rus eers, ek sal volgende jaar weer kickstart. Okay. Ons saam Ons almal is regtig. Ek net. Ja. En snaaks genoeg een van die Hollywood agente, okay, my profile is op the blacklist, reg? Hulle het nou onlangs in aanraking gekom in die Oscars, reg? So hulle het 'n paar kandidate gekies, obviously wat scripts moet submit en dan het hulle mos nou 'n afsnylyn en dan gaan hulle obviously mos nou kies wie ewe dink hulle nou is goed genoeg. Glo my, sal maar sê uit 2000 scripts uit gaan daar net iets soos 15 scripts na die Oscars toe. Sure. So sê jy hoor vir my. Dat die wêreld is staf daar buite. Ek sê dit nog al die pad vir julle. Jy moet net aanhou tot iets gebeur. Just okay. Maar in die goeie nuus is my skrip is daar hoor. Ek sê maar net. Is daar. Ons moet net kyk. Ja, ons moet net kyk. Soos ek sê, dit mag miskien nie die eerste keer gebeur nie of dit mag. Jy moet daai extra effort ingesit het. Jy moet dit submit en jy moet try. En as dit suksesvol is, goed, jy's in. As dit nie suksesvol is nie, dink aan 'n ander idee. Iets wat dit in gaan kry, you know? Ek is altyd die tipe mens, ek is sans laat op Zoom meetings en chat ek met USA writers in die writers room. Ek het nou so 'n paar jaar terug was ek baie bevoorreg om op Zoom meeting te wees met Nate Moore. Hy was die executive producer van Black Panther. Ek het New York Film Academy het vir my die link gestuur vir Zoom meeting met hom. So ek was baie bevoorreg vir daai. Dit het my baie geboost, especially om my screenwriting op 'n lekker level te kry, you know? So 'n mens moet vasbyt as jy sulke connections het, moet jy weet nooit waar jy kan opeindig nie. True. You know? So ons moet net aanhou skryf en kyk wat in die volgende gaan gebeur. En dieselfde met my modeling ook. Jy kan net groei. Maar die boodskap is om die next persoon te motiveer en vir daai persoon 'n storie te vertel. Ja, want sommige kere dan dink ons net, you know what is net stap daar so, but as jy kyk evens Miss SA, dan moet hulle toch kom praat en iets, you know what, sy moet iets motivational, but what are you gonna do? Waarin wil jy beweeg? So jy moet 'n certain dinges ook, dit is nie net van kom mooi lyk en look. Presies. Het jy opgeleid by dat daai mense kan praat, nee Franklin? Ja. Kyk, as jy spesiaal soos Mrs Universe, maak 'n voorbeeld, as ek miskien nou onder die top 10 was, maak net of sommer sê die top 5. Nou vra hulle vrae. Gewoonlik by die pageants onder die top 5 vra hulle die vrae, né? Hulle gaan miskien vir almal dieselfde vraag vra of different vrae. En jy moet kan antwoord volgens kan jy 'n verskil maak. Verstaan? Almal sien 'n situasie different. Soos ons nou sit, ek kan miskien vir jou 'n vraag vra, jy gaan 'n different antwoord die hoe jy Esmeralda en Franklin het gaan antwoord. You know? So in pageants, jy moet basies 'n kop op jou skouers hê. Dit gaan nie net oor mooi wees en lengte nie. Jy moet the whole package wees. And let's say he's announcers Mrs World Orangia Cornelissen. Ja. Sê vir ons, of wat sal jy doen, you know, om 'n verskil te maak in die wêreld? Wat sal jou dan wees, you know? Kyk, op my platform nou kan ek baie vertel. Ek is op 'n ouderdom mooi wat ek 'n modelagentskap vir myself kan stig en die youngsters van ons communities bymekaar kan bring. Van kyk, hulle is die toekoms van môre. En die fondasie wat my ma vir my daai tyd mee gelos het, sy het my geguide om te groei die hoe ek nou is. En ek is klaar gedevelop. So wat ek nou net kan doen, soos enige ander mens wat miskien sport gedoen het en nou coaching doen of 'n academy oopmaak, dis dieselfde die weerstand op vir my. Hier is so baie talent, nie net in die Weskus nie, oral in Suid-Afrika. En ons lewe in tye wat mense van die pad afdwaal en daar is so baie mense wat hulle kan red. Ek is een van die mense wat hulle kan red. So ek kyk uit vir daai. Iewers in die toekoms gaan dit gebeur. Ek love hy man. Ek love hy man. Awesome. Net om nou te praat oor die Miss Universe pageant wat verlede week by 'n insident gebeur het met Miss Mexico
Alles moes nou in Bangkok wat hulle by mekaar kom. Ja. Nou, ek wil nou reeds praat die disrespect wat hy organiser towards haar gehad het. En die uitdaging vir jou, jy's 'n Suid-Afrikaner, jy's internationally, en hoe jy met disrespect deel. Weet jy nie, liefde oorwin alles. Come on. En vir dan as jy 'n crowd vol mense het, kyk, mense deesdae, scandal is the new normal, né? Moenie vir die enemy sy sin gee nie, né? Ons mense van die Weskus het mos met respek en dissipline groot geword. So jy hou daarby. As daai persoon haat gooi, kill him with love. Klaar. By die week is waar jy sê, wie Funny. by die week die trompels die Auguste, en dis waar, basically wat jy sê, you know, kill him with love. Ja, you know? En ek verstaan hoe man, jy was warm, is winderig, en jy stress. En ook al stress jy nog op my, verstaan jy los. En ek was heel misverstaan, okay? Kom maar, dan sê jy my, okay, dat is maar net een misverstaan. Ja, sê jy misverstaan. En toch vandag kom jy auto weer, en is bij nice. En dis toe wat ek check. Dit is nog as waar. Don't fight fire with fire. True. Ja, nee. Jy maak hom skaambaas. Kill them with kindness. Dat is die ander way nie. En jy sal sien die volgende keer as hy persoon jou weer approach, dan is die air is heel anders, van die energy is anders. Hoekom? Van jy was in die posisie om 'n verskil te maak in hy situasie. Hy het verwag dat hy konflik terug kon kry en toe het hy nie sy sin gekry nie. So daai is wat hom humble. Jy bring hom down to earth, you know? Is mindset. En dit is enige hierdie week nie, met ek gebesef daai een scripture Exodus 14 wat sê wees stil en God veg vir jou. Ek het dit letterlik die week so ge-experience. Ja. Met wees net stil, kalmte. Dis hoe dit moet wees. En atmosphere is just change. Ja. Want jy hou jou cool, jy's kalm, jy weet wat die waarheid is. Ja. It was amazing om te experience. Ja, en dit hou daarbey, Esmeralda, daai scripture is spesiaal vir jou omdat God wil jou net remind, you know, ek is in charge van jou lewe. Reg? Elke dag is maar 'n gift. Ek weet nie wat môre vir ons almal gaan inhou nie. Soos dit kom, vat dit met godsdiens. You know, enige iets wat ek aanpak, ek sê Here, ek weet nie hoekom ek hier is nie, maar gaan U voor hê. As ek hier moet wees, remove my, maar as ek hier moet wees, vat my dan vorentoe. You know? Nou ja. Pragtig. Maar guys, ek moet vir Orange. It's more a global name, you know. Celebrate net die feit dat jy is single, nee? Ja. En jy het die kinders. Ja. And she's beautiful and it's okay. Dankie. And there's nothing wrong with it. Dankie. Maar hy was so. Ek was ook single. Ek het nie kinders nie, maar ek so was geen. En ek is op pad, ek spesiaal los vir hom uit maar alles op sy case. Baie so dis as 'n probleem met my mamma die omdat sy 'n model is. Sy maar single is. Sy maar single is. Dit maak dit jou op jou. Jy weet mos nou jy het 'n kategorie. Nee. Daar kom dan kategorie. Franklin. Wat 'n kategorie? Nee, sy nie so. Nee, laat ons dan. What's a category? Maar so van it because why let's talk about Okay. Okay. dreams and choosing not to have kids. Ja. My en ek hoop die Here gryp in. Ja. My bro. Okay, my En God. my vaak het dat klap en sê, fuck vrou en kinders, because it's a beautiful thing, né? It is. It is. It is. But ek is op daai mindset van, en ek wil woord by jou nou, wat is jou nou? Ek is op daai mindset van, you know what, I'm very ambitious man. Ja. En baie selfish. Okay. That's niks vir my, maar alright. I know. I'm chasing my dream. Ja. En vir my is dit amper soos, you know what, vrou en kinders, I'm gonna delay that. Weet jy? En ek weet dat, wat is jou rede? Opinie. Glo my, nee, ek wou nou sê vrou en kinders, reg? Ek het nie 'n man en kinders nie, maar ek het extra sides en daar is tyd aan verbonde, reg? Ek sit met 3 beroepe. Skryf, modeling en obviously my day job. Reg? Ek is ook maar net so normaal soos enige ander mense. My beroepe maak my nie perfek nie, maar ek het ook my tye. Op sekere tyd moet ek daai doen, op 'n sekere tyd moet ek daai doen. Jy moet vir jouself 'n roetine skep
Is baie hard, maar op die einde van die dag, as jy stick to consistency en jy apply commitment, glo my, jy gaan dit maak. Ja. Jy moet, as jy net vir jouself 'n programmetjie uitwerk, dan kan jy dit maak. Ja. Maar kom terug hoekom ek dit highlight, because society het mos certain norms and standards hier buite. Ja. Dat as jy certain ages moes jy nou al getroud gewees of jy is behind. Ek het verlede week met 'n dame gepraat, sy's nou 25. Ja. En toe sy nou bietjie anxious because dinge gebeur hier pressure toe around and sy's the only one wat nou nog nie getroud is en kinders. Toe vra ek vir like op die einde van die dag waar jy nou is in jou karier. Ja. Wat is die verskil as jy nou uit haas iemand net wil vat, want jy wil invit? Wat dink jy van jouself? Is daai questions, wat ons het sulke conversations gehad. Wie om nou die hele storie nou soos in af te rond, nee. Dinge gebeur met redes, nee. En nou marriage deesdae, ek weet nie, maar miskien is ek nog 'n bietjie old school. En miskien is dit ook maar een van die redes hoekom ek nog single is. Ek glo daaraan dat God het sy wette gestel. As iemand trou, kyk desitse mense, as jy geskei gewees het, was dit 'n skande hoor. Want jy moes getrou het om te hou. You know? Daar is 'n bond. Jy maak vows met jou partner voor God. Dat is hoe sê hulle, is a sacred kind of, yes, is a sacred thing, you know? So in vandag se liewe skei is soos the new normal. Dis hoekom ek is die tipe mens, ek kan gou iemand se energy lees, you know? Ek gaan nie iemand se tyd mors en sê okay, nou 'n jaar gedate met jou, ek wil jou nie meer hê nie. Hy sê ek nie. Ek sal miskien 2-3 keer met jou vibe en as ek voel jy's okay en ek kan 'n pad stap met jou, ek sal trou en settle. Ek het nou net nie die regte persoon gemeet nie wat hy require is. Sal hom sien. Om die regte. Profie. Come on. Verstaan, maar dis hoe ek marriage sien. So sê vir jou kollega of die dametjie wat insecure was en uitvoel, dis nog nie haar tyd nie. En as dit vir haar geskore is, gaan God dit vir haar voorsien. Daar's 'n rede, alles gebeur met 'n rede. Omdat die baie gebeur. En dit wil society. En dit wil nie, dit wil nie sê trou is daar buite so jy moet trou nie. Is jou lewe. Wie sê wil jy trou? Maar is ook nog 'n vraag. Wil jy? Omdat ek in certain areas and you know culture wise nee en dan kry jy maas wat nou vra wanneer kom my kleinkinders, you know. Ja. Hoe's dit? En dis hoekom ek ook sekere family gatherings not because dis altyd daai klikkie dan kom hierdie is nou nog single. Ja, dis altyd wat gaan aan? Dit is fout. Wie is daar is niks fout nie. My ouma het altyd gesê as julle twee nog in die huis, as het altyd gesê vir my tweelingbroer as julle twee nog in die huis, dat ons altyd maar net gelag, you know. Maar soos tyd maar aangegaan het, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Exactly. Ja. Jy sal trou as jy die regte persoon meet en as jy nie die regte persoon meet, it's okay. Ja. En ek wil stel. Ja. True. Ek is die tipe persoon wat my lewe voluit lewe. Voluit. En ek kan baie impulsief wees, maar vir long term. Ek is iemand wat 'n stupid besluit sal vat, you know? Soos as iemand nou vir my sê, maak of soos julle wat nou gesê het kom vir die podcast vanaand. Ek het net so besluit ek gaan. Maar vir long term ook, dit is 'n steppie, dis padkos vir waantoe ek beweeg. Verstaan? So elke bietjie help en as 'n rede vir alles. So alles het net mooi ingeblend. Ek is so bly vir julle sal nie verstaan nie. Hierdie modelle is alles gedoen met so die dinge. Modelle is ook al dit. En ek kon ook verstaan hoekom as dit nodig vir mas essay of mas woorde moet praat en sê wat hulle doen because by jou werk is om te model. Hoekom die ene ons wat jy wat verskil in die wêreld kan maak. Van is half jou looks mos. Dan nie. Kyk. Of hoe? Maar jy kry verskillende. Hoekom ek deel geraak het van pageantry nê. Once jy is session nê, dan het jy 'n platform. True. En dit is waar ek met GBV awareness deur. Ja. Mense respect jou as jy ses drawe. No questions asked. Sessions het if you step in the room, silence, respect is daar. It's like titles. That respect is daar. Not your conversation. To say, okay, but I'm also a title holder. Ja. Ek dra titel en ek was mis daai. En dan link jy net lekker in 'n die flow kom en so 'n netwerk. Ja.
Ek het al baie community werk gedoen, maar community werk is die myn ding by pageantry. Jy moet in die gemeenskap werk. Jy is 'n icon, jy is 'n figure wat growth and development betrek. Alles daai gaan saam. So dit is maar net om jouself 'n identiteit te gee. Dis wie jy is. As iemand instap met 'n sash, mense respekteer jou. It's like a key to another door. True. So dan sien model, rolmodel, die rolmodel. Net so Franklin. Net so Franklin. Okay, net smart. Ja. Maar so ek gaan weer sê, jy is my te humble met wat jy achieve en wat jy doen. Maar so ons groot voorreg om te weet dit is true beauty. Yes. Ek wil met sulke mense compete, maar dankie. Bietjie ravenous. Ja. Weet jy, jy was te kort vir hoogmoed, ernstig. En especially in hierdie industrie, nee. Hoe hoor 'n mens gaan, dit smaak vir my hoe hoor ek gaan, hoe meer humble raak ek. Van ek besef dat God se hand is oor my lewe, you know? Dit is nie. Dit wat aan jou gegee word kan so maklik weggevat word, you know? So modeling, daar's so baie om te vertel. Daar's ook hoofstukke. Julle sien wat in my boek ingaan. Ek het so baie om te vertel want ek is deur dit. Die boeke koop. Dankie. Waar die boeke? Okay, die boeke gaan enige iets van 270, 300. Jy sal nie meer as 300 rand betaal vir boeke nie. Meeste van die boeke nowadays online, jy kan dit koop op Takealot, exclusive books. Ek het nogals heel wat 'n paar koppies verkoop. So ek en my publisher gaan nou weer replan, sal maar sê nou voor Desember maand van is nou festive season, mense gaan op holiday, die op die strand met 'n boek. So ja. ons kyk nou vir daai, you know. So is op Takealot, is op Amazon, is 'n international book Kindle soos in 14 lande beskikbaar. Ja, 14 lande. Op exclusive books. Ja, exclusive books. Bargain books, ek het nou die dag in Weskus Mall 'n koppie gaan sign daar so vir bargain books. So ja, in tyd ons kyk maar hoe gaan dit. Maar ek wil vir almal sê baie dankie vir julle ondersteuning, die wat al reeds my boek het. Come on, en nou moet julle inhou Christmas gifts koop. Please. Baie dankie julle. Ons het plesier, maar ons is baie trots op jou. Dankie van Ooskant af. Dankie. Vir laaste, wat sal jy net veral vir jong dames? Ek dink ek kan below sommer die manne aanvat. So so van jou kant af, laastens, as jy 'n boodskap sou hê vandag vir die jong dames op die kant. Net vir iets gee, maar net padkos verstaan. Net vir hulle lei. Veral nou net terwyl hulle nou is. So as jy wil iets kan sê, net vir iets gee asseblief man. Okay. So die way ek myself sien as 'n dame en wat ek vir julle ook graag wil sê daar buite is, God het jou geskaap soos jy is, nee. 'n Vroumens is iemand wat voorbeeldig is en iemand wat skoonheid, nee, van binne en buite na vore bring. So whatever karakter jy het, bring dit uit. Laat die wêreld jou sien. Ons almal gaan deur ons fases, you know. Jy gaan in circumstances kom wat jy 'n bietjie knak, maar ons is mos sterk, ons is gemaak om sterk te wees. Hier's ek nou vandag, ek kan my storie vertel. So bou jou karakter en bring dit na vore. Laat hy resilience en brilliance jou pad kos vorentoe. Beautiful. Baie dankie. Coast, iets vir julle van laaste. Ek kan nie glo ek nou sit amper vir 'n uur en praat oor modeling. Ja. Cherry dan. Dis die next top model. Hy het die lengte. Maar you're very beautiful. Thank you. En dit praat vir itself en even van binnekant af ook. Thank you. En you know what? Die story en 'n mens, soos 'n mens wil luister en 'n mens kan sien, you know what, die klein meisietjie met die groot droom en soos jy vertel kan 'n mens evens dit sien. Nou en 'n mens kan evens nou die jongheid ook sien. Verstaan jy? So wat sê it is a dream that you have been chasing and chase it still. True. Chase it still. And be an inspiration vir die dames op buite kant want I do need it. Dankie. En veral nou dames wat nou baie intap in die modeling space, ek dink julle is baie goed persone om vir hulle, you know, wat kan sê, so jy nou baie mooi gesê dit. Voorbeeldig en skoonheid en. Ja. So, thank you very much.
dat ek kon sit saam met jou. En soos ook gesê het, baie humble, fully waarheid. Dis ook gesê die moderne leeg. Fully waarheid. Yes. Thank you very much. Thank you julle. Thanks for having me. Baie dankie julle. Was senior? Jo, Orintia, thank you so much, nee. Vir die tyd en die deel. Ons moet definitief jou boeke koop. En is 'n voorreg en 'n eer, man. Thank to you. rub shoulders with global, international talent. Thank you. En sterkte met jou scriptwriting journey. Baie dankie. Regtig. En jo, ek hoop jy inspire vir hom, laat hy ook register. Ja, nee, ek sal hom vat na die podcast en 'n praatjie, maar moenie worry nie. En dis mos maar hoe ons bou, maar ek wil regtig Vredenburg se mense challenge om 'n boek te koop. Dankie. Dis aan my huiskind, you know. Dankie, regtig. Ek waardeer almal wat dit al reeds het. Dankie vir julle ondersteuning. Die wat nog van plan is om te koop, ek is nog hier tot die 16de November. So as jy 'n koppie het, bring dit na my toe, ek sal dit sign. Ja, almal weet waar ek bring. So hulle sign koppie gee. Ja. Come on now. Ja man, weer eens kan ek net sê dat dat hierdie tipe dinge bestaan. Ook om ons die podcast het bestaan. En as jy ons kan raak sien, sê dit vir ons wel reeds. Ons in die regte rigting op pad. True. Ons doen regte dinge. En het wys net weer eens wie jy is. Never mind jou global status, international status. Jou goed wat jy voorhang, jou boeke. Ek nog steeds afgekom en besef, kykie, maar ek sê dit dinge, ek gaan doen dit, ek wil terugbeloeg. En jy het wat daar doen vir ons en ons op bewys het. Maar dat soos gesê, op die WhatsApp groep, as jy aan gaan klop. En ek is ook ek is voor moet ek dink, ons jy altyd gewoonlik net vir afsluit, soos gewoonlik, ons wil elke gas val as 'n t-shirt gee, nee, maar vir jou sal ons definitief iemand gee, as jy oor see gaan. Dis fyn. So ja, ons sal 'n plan maak, moenie worry, nee. Dankie. Baie dankie. Ek dink ook nog baie vrae. Ek dink die tyd gaan ons vang, because ons nog baie dinge wat ons nog wel oorsias en wil iets van. Maar 'n follow-up definitief alles doen. As jy weer kan kom, ons sal definitief ons deur is oop. Inderdaad so. En dit as jy weer kan sit, kan ek inderdaad. Yes, dankie. So hy is episode 57 van die Maak Praat podcast, guys. Dankie. Hier is dankie. Moralig in die straat is goed. Ek voel baie goeie invloed. Ek gaan op jou moralig in die straat doen. Nee, dit was nou so opwindend. Dat jy